Welkom by hierdie week se AMT vleisprysoorsigg. Hoender en lampryse styg skerp, kalfpryse daal bietjie terwyl die vraag na chop besig is om te verbeter. Als in die week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Voor ek met die pryse afskop hierdie week, wil ek asseblief almal vra om hierdie video's te like en share waar ook al jy dit kyk. Dit sal vir ons baie beteken en baie ondersteuning bied en sal ons baie help om seker te maak. Ons hou aan om hierdie inligting aan almal beskikbaar te stel en 'n gelyke veld vir koper en verkoper daar buite te sit. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk waar die beesvleispryse nou staan. Die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het verder gedaal en verhandel nou op R33,53 per kilogram met uit die hand verkope ook afwaarts na R34,95. Ligter kalvers tussen 160 en 200 kg styg dan na R33,58 met bietjie swaarder kalvers wat gewoonlik tussen 250 en 300 kg weeg wat ook bietjie styg na R32,78. Bulkalvers wat gemiddeld 225 kg geweeg het, staan op R33,19 met vers kalvers gemiddeld op 228 kg op R30,88. Die gemiddelde prys in die Vrystaat bly op 'n relatiewe hoë vlak van R35,10 terwyl die prys in die Noordwes sywaarts bly op R33,49. Dit lyk of kalfpryse dalk op die vlakke kan vashak nou en moontlik eers van middel Mei weer verder daal. Maar soos laasweek genoem, ek dink ons kan hierdie jaar beter prysvlakke handhaaf as laas jaar weens minder aanbod wat moontlik nou kan geskied en vraag wat dan ook op 'n hoër vlak is. Maar dit bly net my opinie. Slagpryse het gestabiliseer met die A23 karkasprys nou op R55,27 terwyl die C-graadprys daal na R46,91. Dit lyk goed dat slagpryse van nou tot Mei moontlik weer kan begin styg. Die gemiddelde koeiprys het dan laasweek gestaan op R11,082 per kop of R20,77 per kilogram. Dragtige koeie op R13,894 en koei en kalf op R13,672 per pakkie. Die nuutste bulprys het ingekom op R19,81 per kilogram wat so bietjie laer is. Die gemiddelde stoorlamprys het sy opwaartse tendens voortgesit en styg met 1,5% na R41,47 met die slaglamprys ook hoër op R42,49 per kilogram. Direkte stoorlampryse styg ook en verhandel nou op R41,45 terwyl direkte slaglamprys of uit die hand verkope dan gedaal het na R41,12 per kilogram. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg skerp na R43,67 met die prys in die Oos-Kaap op R40,67 per kilogram. Ons is steeds so 13% bo laas jaar se prysvlakke as ons na lammers kyk, maar wel nog onder die vlakke wat ons in 2022 gesien het. As ons na historiese tendense gaan kyk, kan die lampryse wel bietjie terugsak teen die einde van Maart, maar van daar af sien ons gewoonlik het hierdie pryse in 'n sterk opwaartse tendens inbeweeg tot einde Junie, soos die aanbod ook gewoonlik minder oor daardie tydperke raak. Slagpryse handhaaf hoë vlakke met die A23 prys op R99,73 per kilogram, terwyl die C23 prys daal na R64,81. Gebaseer op historiese seisonale tendense kan die A23 prys van nou af begin opwaarts neig en dan moontlik 'n hoogtepunt teen die begin van Julie weer bereik wanneer pryse tradisioneel op 'n hoogtepunt is. Die RWS skoon wolprys styg dan laasweek na R179,82 per kilogram terwyl die nie RWS wolpryse ook styg na R176,59. Wolpryse in Australië styg dan met meer as 2,5% na 'n gemiddelde prys van $12,25 Australiese dollar per kilogram. Kompetisie tussen kopers op die veiling in Australië was 'n groot drywer en volgens die analiste was dit meestal ekonomies gedrewe aankope en nie noodwendig emosionele aankope nie. Die hoop is nou daar dat die positiewe sentiment oor kan spoel na ons markte ook en ons wolpryse dan ook bietjie ondersteun hierdie week. Die hoendermark het herstel na die dip wat ons die vorige week gesien het, met die gevries ex-abattoir prys nou hoër op R33,10, terwyl varspryse skerp gestyg het na R36,82. Die EQF prys bly sywaarts op R33,29.
My gevoel is dat ons naby aan hierdie prysvlakke moontlik kan bly tot en met die einde van Maart en dan weer so 'n klein styging in April en Mei ook verwag. Varkpryse handhaaf huidige vlakke met die nuutste spekvarkprys op R32.38, vleisvarkpryse op R32.65 met die nuutste worsvarkprys hoër op R25.78. Die verwagting is vir varkpryse om baie sywaarts te bly tot einde Julie. Tradisioneel behoort hierdie pryse 'n bietjie onder druk te kom tydens die wintermaande weens laer vraag, maar ek dink druk op aanbod kan beteken dat ons hierdie pryse baie in 'n sywaartse tendens kan sien. Bokpryse styg in die afgelope week met die nuutste grootbokprys op R36.53, kleinbokpryse styg na R52.10, mediumbokke styg na R49.62 met bokkooipryse ook hoër op R40.62. Die verwagting is dat hierdie pryse steeds wisselvallig behoort te bly van week tot week, maar in 'n algemene opwaartse tendens nou begin inbeweeg soos ons nader in die winter kom. Lucernpryse het dan ook sy vlakke gehandhaaf met die nuutste gemiddelde graad 1 prys op R3.100 per ton. Prima lucern staan op R3.750 met graad 2 lucern op R2.500 per ton. Die invoerpariteitsprys vir sojameel verhandel hoër op R11.197. Geelmieliepryse daal na R4.890 met die sonneblompryse ook laer op R8.900 per ton. Die vraag na chop is besig om op te tel weens voerkrale se vraag wat dan nou ook verhoog en is ons nou weer in die speentydperk wat beteken hulle gaan hoër vraag stimuleer. Die kopers bly egter baie sensitief vir enige hoër pryse en styg die pryse ook klein bietjie na R3.400 per ton. Beerdkrag skep ook onsekerheid wat tesame met al die vakansie daar oor die volgende maand en 'n half minder maaldae kan beteken wat dus die aanbod onder druk kan sit en dus pryse vir die volgende maand en 'n half moontlik 2 maande weer in 'n opwaartse tendens kan laat inbeweeg. Los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale, ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ons deel al hierdie inligting daar met almal wat dit wil gebruik. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.